Julle, ons tema vir die volgende 2 weke is vergifnis en ons tema van vandag is dan die kettings wat vergifnis breek. Nou julle, ek het in 'n prokureur se huis groot geword, wat letterlik gepraktiseer het tot op sy 87ste verjaarsdag. So ek het baie swart en wit groot geraak. Die ding was of reg of verkeerd. In matriek, toe al my pelle met hulle ouers se karre kon ry, moes ek maar stap. Want ek is nie toegelaat nie, want dit was nie die regte ding gewees nie. En julle, so het ek eintlik baie swart en wit groot geraak, dat vir 'n baie lang deel van my lewe was dit of reg of weg. En een van die inner vows wat ek moes aflê was, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So het ek gelewe, dat jy gaan my 1 keer vang. Jy gaan my wragtig nie 2de keer vang nie. Maar in die proses moes ek leer, dat dankie Vader, dat God nie so is nie. God is die God van tweede kanse. God is die God van genade. So ek moes in my lewe balans leer, om te sien, daar is reg en verkeerd, maar daar is ook genade sigbaar. Maar ek dink tog, dit is iets wat diep in 'n mens is, daai sin van geregtigheid, dat ons soek geregtigheid. So wanneer iemand jou motor stamp en wegry, dan wil jy hê, hy moet gevang word. Wanneer iemand oor jou skinder en sleg praat, dan wil jy hê, die waarheid moet uitkom. Wanneer iemand geld van jou steel, dan wil jy hê, hy moet terugbetaal. En julle, dis nie verkeerd nie, inteendeel, ek dink dit is heeltemal reg. Ons hele samelewing funksioneer op die beginsel, dat mense moet betaal vir wat hulle verkeerd doen. En dan sê ons baie maklik, hy moet kry wat hom toekom. Sy kan nie net daarmee wegkom nie. Daar moet gevolge wees vir dit wat jy doen. En julle, natuurlik is daar 'n plek vir geregtigheid. God is immers regverdig. Hy is die God van geregtigheid. Maar die evangelie van Jesus Christus bring vir ons iets wat die wêreld nog nooit uitgedink het nie. Die wêreld sê, betaal jou skuld. Jesus sê, ek sal jou skuld betaal. Die wêreld sê, boet vir jou sonde. Jesus sê, ek het reeds geboet. Die wêreld sê, bewys eers dat jy beter word. Jesus sê, kom soos wat jy is op hierdie oomblik. Iemand het eendag gesê dat die Christendom is die enigste geloof in die wêreld waar die regter selfs die straf uitdien wat die skuldige verdien het. Julle, en dit dink ek verander als. En dis die ding wat ons moet snap en wat ons nie altyd miskien lekker snap nie, dat vergifnis is nie net bloot iets wat Christene behoort te doen nie. Daai stukkie in vetdruk op hy skerm. Vergifnis is die atmosfeer waar binne gelowiges moet lewe. En hierso kom half soms die vreemde ding. En tog lewe so baie gelowiges soos gevangenes. Hulle is gered, maar hulle leef steeds met hierdie skuldgevoelens. Hulle is geregverdig deur Jesus Christus, maar hulle leef steeds met skaamte oor dinge wat in hulle verlede gebeur het. Hulle is kinders van God, maar hulle leef soos geestelike weeskinders. En vandag wil ek eintlik saam met julle kyk na die kettings wat God se vergifnis in ons lewens kan breek. Want vir so baie gelowiges is daai kettings nog nie gebreek nie. En lewe hulle met al hierdie goeters. So die eerste gegewe natuurlik waarna ou moet kyk is dat sonde is nie 'n uitsondering nie, maar dis 'n werklikheid. En dis 'n ongemaklike waarheid dat mense sondig, maar Christene sondig ook. Ek dink ons almal verstaan dit baie goed. En tog wanneer ons oor sonde praat, dan hou ons om daarvan te praat, dis iets wat ander mense doen. Die moordenaar is sondig, die korrupte politikus is sondig, die dwelmhandelaar is sondig. Maar die Bybel kom sit die kolhuis nader aan die huis, hy kom sit dit op ons. En Paulus skryf daar in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So ons is sondig, jy is sondig,
Ek is sondig. Die woord wat Paulus interessant genoeg gebruik vir sonde is amartia. En letterlik, en ek dink ons het al baie daaroor gepraat, letterlik beteken dit om die teiken mis te skiet, om die kol te mis. Dis soos 'n boogskutter wat telkens mik na die kol en dit telkens misskiet. Maar wat ons soms vergeet is dat sonde is nie net om slegte dinge te doen nie. Sonde is ook om nie die heerlikheid van die Here te weerspieël waarvoor hy ons geskape het nie. Hy het ons geskape daarvoor. So ons dink baie keer aan sonde is dat dit soos modder wat ons van ons klere kan afwas. God sê eerder dat sonde is soos 'n hart wat ophou klop. Daarom het ons nie 'n skoonmaak nodig soos klere wat gewas moet word nie. Ons het nuwe lewe nodig. Ons het nie opknapping nodig nie. Ons het wedergeboorte nodig. Ons het nuwe lewe nodig. En daarom sê die Bybel nêrens dat die mens moet verbeter nie. Die Bybel sê dat die mens moet wedergebore word. Wat interessant is, en ek weet nie of julle al ooit so daaroor gedink het nie, dat elke sonde laat 3 soorte wonde in mense se lewe. Die een wat ons die maklikste verstaan, is dat sonde verwond ander mense. Wanneer jy lieg, verloor mense vertroue in jou. Wanneer jy kwaad praat, dra iemand anders die letsels. Wanneer jy ontrou is, word iemand se wêreld opgebreek. Dis die dat Spreuke sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en hulle wat lief is om die tong te gebruik, sal die vrug daarvan eet. Julle woorde los nie kneusblikke nie, woorde los littekens. En ek kan met soveel sekerheid sê, dat ek, en seker elkeen van julle wat vandag hier sit met littekens wat mense miskien 20 jaar gelede oor jou gesê het. En hy sit daarso. Want lewe en dood is in die mag van die tong. Ons sien dit as 'n fenomeen in die moderne wêreld, hoe kinders, jong mense selfmoord pleeg, deur cyberboelie, deur woorde wat hulle op die sosiale media sit, en die mense net nie langer kan sien nie. So sonde verwond ander mense. En sommige van daai wonde sit vandag nog in ons lewens, en hopelik kan ons dit regkry, om daai kettinge ook finaal te breek. Die tweede ding is, dat sonde verwond onsself. Want elke sonde wat jy doen, laat iets agter in jou lewe. Skaamte, skuld, soms hardheid dat jy word afgestomp, vrees. Jy bly nie ongeskonde oor sonde in jou lewe nie. Dawid beskryf dit eintlik so pragtig in Psalm 32 vers 2 tot 4. Hy sê: Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. En dan vertel hy wat met hom gebeur oor sonde in sy lewe. Toe ek stil gebly het my gemeente broos geword, onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was hy aan swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. Toe ek dit gelees het, dink ek, ja, dit klink amper soos iemand wat in diep depressie is. Swaar kry, geen energie nie, geen vreugde nie, geen rus nie. Onbeleide sonde steel baie meer as wat dit gee. Steel baie meer as wat dit gee. Miskien die belangrikste ding wat ons soms nie raak sien nie, die derde manier wat sonde jou aanraak is. Sonde verwond ons verhouding met die Here. Sonde verwond ons verhouding met die Here. Psalm 51 vers 6 sê Dawid, teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U gelyk sal hê as U uitspraak lewer, volkome reg wanneer U oordeel. Wat is die agtergrond van hierdie psalm? Die agtergrond van hierdie psalm is dat Dawid 'n man met die naam van Uria na die voorste deelte van die oorlog stuur, sodat hy gedood kan word, sodat hy sy vrou Batsheba kan vat. Dit was Dawid se sonde. Dit was teen Uria, teen sy kinders, teen die volk. En dan kom hy, in plaas van hy sê teen daai mense gesondig, dan sê hy, teen U alleen het ek gesondig. En die rede is,
As ons dit regtig waar wil uitpak, dan sê ons dat die uiteinde van elke sonde is eintlik rebellie teen God, sy heerskappy in my lewe. Dis rebellie. Want ons sê met elke sonde wat ons doen, Here, ek verkies my manier bo u manier. Verkies my manier bo u manier. En dit bring afstand, nie omdat God wegbeweeg nie, maar omdat ons doelbewus wegstap. En dan en hier is seker die kruks van die kosbaarheid van die evangelie wat ons het. Dat God se antwoord op sonde was nie vergelding nie, maar liefde. Die wêreld wil sê vergelding. Dis die reël en vandag geld daai reël vandag nog. Maar die wonder van die evangelie, Paulus skryf dit aan 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Dit is goed en reg in die oë van God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. So God se eerste aksie teenoor sondaars was nie vergelding nie, was nie vernietiging nie. Dit was redding. En dis wat die Christelike geloof so ongelooflik uniek, die enigste geloof, so ongelooflik uniek maak. Romeine 5 vers 6 tot 8 sê, toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir die goddeloses gesterwe. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie. Al sou mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Is dit nie eintlik ongelooflike woorde nie? Toe ons nog swak was, toe ons nog goddeloos was, toe ons nog sondaars was. Nie nadat ons eers onsself reggeruk het nie, nie nadat ons beloof het ons sal dit nooit weer doen nie, maar terwyl ons nog vasgesit het, vasgevang was in daardie sonde. 'n Predikant vertel van 'n klein seentjie wat sy ma se gunsteling vaas gebreek het en hy hardloop en hy gaan kruip onder die bed weg. Ure later het sy ma gekom en kom sit, so dat sy kan sien onder die bed in. Sy het nie met 'n stok gekom nie. Sy het met uitgestrekte arms gekom en hy vra toe, is mamma nie kwaad nie? En sy sê, ek is baie hartseer oor hierdie vaas, wat soveel vir my beteken het, maar ek is lief vir jou. Julle, dis eintlik 'n geweldige gebrekkige illustrasie, maar ons moet dit snap wat daai ma gesê het. God haat sonde, maar hy het sondaars lief. God haat sonde, maar hy het sondaars lief. Julle, dis 'n ongelooflike waarheid. Dit is ongelooflike waarheid. Die kruis is die plek waar God se geregtigheid en liefde en genade mekaar ontmoet. En as jy 'n wedergebore gelowige vandag is, dan het jy dit al beleef. God se geregtigheid, sy liefde en sy genade. Nou is dis 'n vraag wat ek nogal baie deur my bediening gekry het, is die volgende vraag. Waarom het gelowiges steeds vergifnis nodig? Hoekom, as God dan my sonde skuld vergewe, selfs as ek nog in sonde vasgevang was, waarom het ek nog steeds nodig om vergifnis te vra? Ek dink dit is 'n vraag wat baie keer gelowiges vir Christene verwar. As Jesus reeds vir al my sondes betaal het, waarom het ek dit nog bely? Nou Romeine 6 vers 11 tot 14 antwoord dit vir ons so. Beskou julle self dan so dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. En dan die belangrike woorde, laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers, om julle sy begeertes te laat gehoorsaam nie. En dan sê ons moet ons lede stel tot die geregtigheid van God. So laat, vers 12, laat die sonde dan nie langer oor julle sterflike liggame heers nie. So Paulus sê, sonde is nie weg nie. Die koning van sonde leef nog. Maar sonde is ontkroon, laat ek eers sê, ontkroon. Hy sit nie meer op die troon van jou lewe nie. Ons behoort nie meer onder die heerskappy van sonde nie. So, ons sal nog steeds sonde doen, maar ons staan nie onder daai heerskappy nie. En omdat ons nie langer onder daai heerskappy staan nie,
gaan iets met ons gebeur wanneer ons sondig doen. En ek gaan nou daarby kom. Van die mooiste verse is 1 Johannes 1 vers 9, wat is tussen vers 8 en vers 10, wat die volgende sê: As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. En dan hierdie pragtige woorde belofte. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en daarom sal hy ons sondes vergewe en ons van alle kwaad, van die vertaling sê van alle ongeregtigheid reinig. Johannes skryf nie hierdie aan ongelowiges nie. Hy skryf dit aan gelowiges. En ek dink dit is die ding wat ons moet snap. Dat vergifnis van ons sondes herstel nie ons kindskap nie. As jy 'n wedergebore kind van die Here is, as jy gelowige is, kan die sonde jou nie dit van jou wegsteel nie. Maar dit herstel ons gemeenskap met God. Daarin lê die groot waarheid. So vergifnis herstel nie ons kindskap nie. Dit herstel ons gemeenskap, ons verhouding met die Here. Want ek is steeds my pa se seun, al verskil ek soms van hom. En bly ek nog steeds sy seun. Jy's nou omdat jy ewe skielik 'n rusie met jou pa of my opgetel het, beteken dit jy's nie meer hulle kind nie, jy bly hulle kind. Daarom kan vergifnis nie kom om ons kindskap te herstel nie, ons het dit. Maar dit herstel ons verhouding. Totdat ek en my pa nie weer gepraat het en dinge met mekaar reggemaak het nie, gaan daar 'n breuk bly. En as daai breuk herstel is, dan is die gemeenskap met my pa herstel. Presies dieselfde met God. So onbelyde sonde beroof ons van daai vrede, van daai gemeenskap, van vrymoedigheid, van intimiteit met God, van vrede wat ons so broodnodig het. Ek wil praat oor die dissipline van onmiddellike belydenis, wat ek dink 'n belangrike les is. Ek dink ons het soms die verkeerde idee om sonde te bely. Ons dink ons moet eers die sonde bely wanneer ons uiteindelik skuldig genoeg voel daaroor. Maar as ons sê dat ons lewe in die atmosfeer van vergifnis, dan beteken dit aan die ander kant, dan is belydenis 'n leefwyse. En nou bring dit ons nou maar, wat moet ons bely? Hoe weet ons wat ons moet bely? Ek wil vir julle sê, die Heilige Gees is 'n uitstekende alarmstelsel oor sonde. Wanneer jy 'n wedergebore kind van die Here is, sal die Heilige Gees vir dadelik begin sê, hierdie is nie reg nie. En wat lekker is dat die Heilige Gees het nie 'n snoesknoppie soos 'n wekker wat jy kan snoes nie. As hy vir jou attent gemaak het op iets in jou lewe wat nie reg is nie. Wanneer hy vir jou wys op sonde in jou lewe, kan ons nie onderhandel daaroor nie. Kan ons nie sê dit verduidelik nie, of dit verskoon, of dit vergelyk nie. Die woord van die Here sê bely. Bely en die dissipline van onmiddellike belydenis is om nie daarmee te loop nie. Hoe langer jy daarmee gaan loop, hoe slegter gaan jy voel. Kom ons praat 'n bietjie oor watter soort sondes kry ons. Want dis ook belangrik om te weet, veral in terme van belydenis en in terme van vergifnis. So die woord van die Here onderskei tussen verskillende forme van sondes. Jy kry private sondes, is daai linkerkantste kolom. Met ander woorde, dit is jou gedagtes, jou gesindhede, jou verborgenhede. Daai goed kan jy privaat vir God bely en vergifnis daarvoor ontvang. Dan kry jy die persoonlike sondes, jy wat iemand seer gemaak het, jy het gejok, jy het kwaad gepraat, jy het onreg gedoen. Dan moet jy gaan vergifnis vra. Dis wanneer Jakobus 5 vers 16 in spel kom, bely julle sondes dan teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. As jy iets teen iemand gedoen het en jy weet dit is verkeerd en die Heilige Gees het dit op jou hart gedruk, gaan maak reg. Dit beteken nie dat daardie persoon met wie jy gaan regmaak, dit gaan aanvaar nie. Daar kan 'n ou sê, ek aanvaar nie jou vergifnis nie, of jou sonde bely, ek vergewe jou nie. Maar dan is jy voor God weer in right standing. Al wil die persoon dit nie aanvaar nie, jy het gedoen wat reg is. Dan kry ons openbare sonde. Nou dit, om vir julle te verduidelik wat is openbare sonde.
Want julle sal sien, as die sonde openbaar was, moet die belydenis ook openbaar wees. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld wat ons deesdae baie sien. Jy praat kwaad van iemand op sosiale media en dit versprei soos 'n veldbrand en jy besef maar jy was verkeerd. Jy het iemand se naam deur die modder gesleep op sosiale media. Dit is die wêreld vol. Hoe moet daardie belydenis lyk? Die reël is eintlik maar eenvoudig. En daai reël is so eenvoudig. So wyd soos wat die sonde bekend geraak het, so wyd moet die belydenis van daardie sonde wees. Dit is eintlik 'n goeie reël vir enige iets in terme van sonde. So wyd soos wat daardie sonde bekend gemaak het, kwaad gedoen het, iemand se naam deur die modder gesleep het. So wyd beter daardie openbare belydenis wees. Jy gaan jou trots in jou sak moet steek. Want dit gaan iets feit, dit gaan jou kos. Maar ek glo jy gaan geëer word daarvoor. Kom ons praat, want ons gaan weer praat volgende week, verder praat oor 'n ander aspek van vergifnis. Maar kom ek gee vir julle 'n paar praktiese riglyne vir hierdie week, wat jy sommer net elke aand 10 minute kan vat. Eintlik moet sondebelydenis deel van ons leefwyse, van ons gebedslewe word. Maar ek gaan jou help om net vanaand, wanneer jy stil word, te vra, Heilige Gees, wys my waar ek U vandag bedroef het. En skryf dan neer wat hy onder jou aandag bring. Moenie redeneer nie, moenie vir die lang relasie met die Here, soms wil ons met hom onderhandel nie. Nee, noem die sonde by die naam. Die daad dat ons groot geraak het, toe ons kindertjies begin leer het om te bid, om te sê, Here, vergewe al my sonde. En dan, dit is soos 'n blanket statement. Vergewe al my sonde. Dit wat ek gedoen het, as ons berou het oor iets, is dit spesifiek. As die Heilige Gees iets attent in ons lewe gemaak het, is dit spesifiek. Dan bely jy dit spesifiek. Noem die sonde by die naam. Dit gaan van jou vat, maar dit gaan jou ook vry maak. En dan bely dit. En dit is hier waar die kettinge moet vrykom, waar jy moet afkom. Aanvaar sy vergifnis. En sê vir hom dankie daarvoor. En om jou te help hierdie week, lees 1 Johannes 1 vers 5 tot 10 stadig deur. Gebruik dit sommer as jou stilte tyd. En dan kan jy stappe 1 tot 5 letterlik inkorporeer in jou gebedslewe elke dag. Want dit is so belangrik. As daar iemand is teenoor wie jy moet erken dat jy verkeerd was, maak 'n plan om dit hierdie week te doen. Moenie wag vir die perfekte oomblik nie. Perfekte oomblikke julle bestaan net in pragtige tandepasta advertensies. Dis al waar perfekte oomblikke en glimlagte bestaan. Miskien draai jy vandag 'n ketting wat niemand anders te sien nie. Jy glimlag, jy dien, jy bid, jy sing, maar diep binne in jou weet jy, daar's dinge wat nog nie in die lig is nie. En jy probeer dit wegredeneer, jy probeer beter doen, jy probeer harder werk om dit nie te doen nie. Maar julle skuld, sondeskuld, word nie uitgewerk nie. Sondeskuld word vergewe. Jesus het aan die kruis nie uitgeroep, probeer harder nie. Uitgeroep, dit is volbring. So waarom sal ons aanhou om as gevangenes te leef as die deur van ons sel alreeds oop staan? Want soveel mense kom nie uit daai sel uit nie. Ontvang sy vergifnis. En weet dat as jy dit bely het, is dit weggeneem van jou. Satan gaan jou verseker weer daaraan herinner, maar dit is skoon gewas. Dis asof jy by die Here kom en sê, ag Here, vergewe my weer vir die ding. Sal hy vir jou vra, waarvan praat jy? Jy het dit mos nou al klaar moet berou bely. Dit is weggewas. So ver soos die ooste van die weste is, so ver verwyder ons geregtighede vir ons. En julle weet hoe ver is die ooste van die weste. Ons het 'n noordpool, ons het 'n suidpool, ons kan daarby uitkom. Jy kan nooit by die ooste uitkom nie. Jy kan nooit by die weste uitkom nie. So ver word jou sonde van jou verwyder. So ek wil vir jou uitnooi, as jy voel jy sit nog in die
gevangenis van sonde, skuld. Kom uit. Kom na die Vader. Noem het. Bely dit. Ontvang sy vergifnis. En ontdek dan weer die vryheid van iemand wat weet, ek het niks om weg te steek nie. Dis afgehandel. En dis waaroor die tema van vandag gaan. Wat die kettinge van sonde gesmee het om jou vas te bind, word gebreek deur die vergifnis wat Christus Jesus vir elkeen van ons gekoop het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat kom sê dat die kettinge van sondeskuld is gebreek. Jesus het dit vir ons kom doen. Ons hoef nie langer as gevangenes in daardie tronk te lewe nie. Ons kan waarlik vry wees en hoe wonderlik is dit om vry te wees soos iemand wat niks meer het om weg te steek nie. Jy is soos 'n oop boek. Want alles is afgehandel. Maar Here, dis ook 'n daaglikse proses. Want alhoewel sonde nie meer oor ons heers nie, word ons nog steeds versoek. Maak ons nog steeds soms die verkeerde keuses. Maar dis dan die wonder van 'n berouvolle hart. Dis die wonder van die Heilige Gees, dat wanneer ons dan verkeerd doen, omdat ons onder nuwe heerskappy staan, die heerskappy van die koninkryk van die lig, gaan daar alarm af. En daardie alarm wat afgaan is die werk van die Heilige Gees. Wat ons sê, nou het jy verkeerd gedoen, nou het jy verkeerde keuse uitgeoefen. Dankie Here, dat daar nie by u 'n snoesknoppie is nie. Dat die wanneer ons verkeerd doen, dan word ons dadelik oortuig daarvan. En mag ons op daardie oortuiging reageer, dit berouvol bely, restituisie doen indien dit nodig is, maar belydenis en dit bely en dan vergewe word, sodat ons weer vry kan wees, soos iemand wat niks het om weg te steek nie. Ek bid dit vandag vir my en vir elkeen van ons hier, dat ons sal lewe so vry soos iemand wat niks het om weg te steek nie. In Jesus se naam. Amen. Daar sê julle, kom ons staan vir die seën van die Here. Daar sekerlik nog koffie, kuier nog 'n bietjie lekker saam as jy gebed nodig het. Ons is hierso voor en geniet die Vadersdag. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.